Goeiedag en welkom by vandag se videoles wat nog steeds handel oor algemene trigonometrie. In vandag se les bestudeer ons identiteite. Kom ons kyk eers na die definisie van identiteite. Per definisie beteken identiteite, dit is wanneer twee uitdrukkings die dieselfde resultaat gee vir alle waardes van die veranderlike, waarvoor albei natuurlik gedefinieer is. Onthou, gedefinieer beteken byvoorbeeld iets soos 'n breekse noemer mag nie gelyk wees aan 0 nie. Byvoorbeeld, as ons kyk na algebraïese identiteite, x plus x kan ook geskryf word as 2x² gedeel deur x. Hier is 'n bietjie 'n uitdaging vir jou. Gaan kyk of jy die linkerkant op sy eie op 'n manier kan gaan herskryf dat dit lyk soos die regterkant. Nog 'n voorbeeld, x minus 1 in hakkies gekwadreer plus 4x kan jy ook gaan skryf as x plus 1 in 'n hakkie gekwadreer. In trigonometrie werk ons met twee basiese identiteite. Die eerste ene, ook genoem die kwosiënt-identiteit, en die tweede identiteit, ook genoem die vierkantsidentiteit. Kwosiënt verwys na 'n breuk, so in hierdie identiteit het ons dat tan theta is gelyk aan sin theta gedeel deur cos theta. Nou let op die beperking, die veranderlike hierso is theta, en wat weet ons, vir daai hele breuk mag cos theta nie gelyk wees aan 0 nie. So dink terug aan jou cos-funksie, die se grafiek. Ons het gesien dat die cos-funksie ons x-as sny, die eerste keer gesny het by 90 grade. So ons kan 'n algemene vergelyking gaan skryf, theta mag dan nie gelyk wees aan 90 grade plus enige veelvoud gemaal met 180 grade nie. Die vierkantsidentiteit is sin kwadraat theta plus cos kwadraat theta is gelyk aan 1. Dis baie belangrik om raak te sien dat jou hoeke elke keer dieselfde moet wees. So jy kan byvoorbeeld nie 'n theta en 'n beta gebruik nie. Dit moet dieselfde wees. Nou die volgende is nie formele leerwerk vir eksamendoeleindes nie, maar is tog interessant om te sien waar kom dit vandaan. Kom ons kyk na die regterkant van die kwosiënt-identiteit. Sin theta gedeel deur cos theta kan geskryf word as sin theta wat die verhouding y deel r is, gedeel deur die cos verhouding x deel r. 'n breuk deel 'n breuk verander jy na 'n breukmaal met die resiprook, en as ons dan vereenvoudig, dan kry ons y deel x, oftewel tan theta. Soortgelyk, as ons in 'n reghoekige driehoek werk, dan weet ons dat x² plus y² gelyk is aan r², die skynsy, met ander woorde, dis Pythagoras se stelling. Verdeel regdeur met die r², sodat jy 'n 1 aan die regterkant kan kry. Volgens eksponentwette kan ons die kwadrate nou uithaal, sodat jy in 'n hakkie x deel r, 'n hakkie gekwadreer, plus y deel r in 'n hakkie gekwadreer gelyk aan 1. X deel r staan egter bekend as cos, saam met die kwadraat is dan cos kwadraat plus sin kwadraat. Dis ook nodig om te sien dat sin kwadraat plus cos kwadraat is presies dieselfde as cos kwadraat plus sin kwadraat. Jy kan hierdie vergelyking ook op nog twee ander maniere gaan skryf, naamlik dat sin kwadraat is 1 minus cos kwadraat, of cos kwadraat is 1 minus sin kwadraat, iets wat nogal lekker handig te pas gaan kom. Nou vandag wil ons kyk na die bewys van identiteite. Nou dis baie belangrik, in hierdie geval mag jy nie die identiteit, die vergelyking wat hulle vir jou gee, gebruik net soos wat hy daar staan nie, want jy wil juis bewys dat die linkerkant gelyk is aan die regterkant. So jy kan nie met dit wat jy moet bewys begin nie. So jy kies een kant en jy begin met daardie kant. So jy deel dit op in 'n linkerkant en 'n regterkant en jy werk dit apart. 'n belangrike wenk hierso. Die kant wat jy kies, sou ek voorstel, as jy iewerster in een van die twee kante nog 'n tan-verhouding sien, dan begin jy met daardie kant, en jy verander die tan-verhoudings na die sin- en kos-verhoudings volgens jou identiteit. Onthou, indien nodig, kan jy 'n 1 vervang met die identiteit sin kwadraat plus cos kwadraat,
of natuurlik enige een van die variasies van die vergelyking wat jy op die vorige skyfie gesien het. Vereenvoudiging van breuke. Jy gaan nogal baie met breuke werk, so ek stel voor dat jy gaan seker maak en gaan hersiening doen van hoe om met breuke te werk, optel, aftrek, maal, deel ensovoorts. 'n belangrike wenk, onthou om die KGV te kry vir die optel of aftrek van breuke. Jy gaan soms moet werk met 'n GGD om te kan vereenvoudig. Byvoorbeeld, sin kwadraat x plus 2 sin x kan jy faktoriseer deur sin x as 'n GGD uit te haal. Daar gaan soms kwadratiese 3 terme voorkom. Byvoorbeeld, sin kwadraat x plus 3 sin x plus 2 kan jy faktoriseer in 2 hakies, sin x plus 1 en die tweede hakie, sin x plus 2. As dit vir jou moeilik is om dit so met dit te werk, vervang die sin x met 'n k. Verskil van vierkante, 1 minus cos kwadraat x is gelyk aan 1 minus cos x, 1 plus cos x. Kan natuurlik ook gewerk het met 1 minus sin kwadraat x. Somtyds gaan jy ook werk met meer gevorderde identiteite. Ek wil die eerste ene sommer benoem as iets soos 'n interessante 3-term. Wanneer jy in jou vergelyking, het sy aan die linkerkant of aan die regterkant, het sy in 'n breuk of nie 'n breuk nie, iets kry soos die volgende, 1 plus 2 sin theta cos theta, of selfs 1 minus 2 sin theta cos theta. Moet jy raak sien dat daai 2 sin theta cos theta is deel van 'n 3-term wat jy dalk kan faktoriseer. So, vervang die 1 met die identiteit wat jy ken, sin kwadraat plus cos kwadraat, maar kyk hoe gaan skryf ek dit, 1 aan die begin en 1 aan die einde, met die 2 sin theta cos theta in die middel. As jy dit nou gaan faktoriseer, gaan jy 'n hakkie kry wat gekwadreer word. So, sin theta, en dan wat ook al die teken was voor die 2 sin theta cos theta, so het sy die plus of die minus, en dan die cos theta in hakkies gekwadreer. 'n tweede voorbeeld van 'n gevorderde identiteit is waar jy gaan nodig hê om te vermenigvuldig met 1. En dit gaan jy slegs doen wanneer faktorisering en of identiteite nie gebruik kan word nie. Byvoorbeeld, 1 plus sin x gedeel deur cos x. Nou daar is absoluut niks wat jy verder met hierdie uitdrukking kan doen nie. Maar as ek dit gaan vermenigvuldig met 1 plus sin x gedeel deur cos x, en onthou die 1 bedoel ek 'n ekwivalente vorm van 1, dan gaan jy iets verder kan doen. Ons sal nou na 'n voorbeeld kyk van hoe dit mooi werk. Maar belangrik om nou raak te sien, dis amper die idee van toegevoegde pare wat ons hier gebruik. So as jy in die oorspronklike uitdrukking 1 plus sin x of 'n cos x het, dan gaan die breuk waarmee jy vermenigvuldig die minus bevat. So 1 minus sin x gedeel deur 1 minus sin x. Meer daaroor in die voorbeeld wat bietjie later volg. Kom ons kyk nou na 'n paar voorbeelde. In die eerste voorbeeld het ek spesifiek die linkerkant gekies. Let daarop, ek skryf die kant waarmee ek werk. Linkerkant is gelyk aan, en dan die oorspronklike uitdrukking wat my gegee is in die vraag wat hulle vir my stel. In die vraag is gegee 1 minus tan theta gemaal met sin theta gemaal met cos theta. Nou die rede hoekom ek die linkerkant gekies het, is omdat daar 'n tan theta staan. Eerstens gaan ons die tan theta vervang met die identiteit sin theta gedeel deur cos theta. Dan gaan ons vereenvoudig, en na vereenvoudiging kry ons 1 minus sin kwadraat theta, wat weer 'n identiteit is, naamlik cos kwadraat. En dit was presies die regterkant van die aanvanklike vraag wat hulle vir ons gestel het. So kyk mooi, jy moet altyd eindig met is gelyk aan regterkant. Dit gaan vir jou vreemd klink, maar dit het al gebeur in vraestelle, dat daai is gelyk aan regterkant 1 punt tel. En as jy dit nie daar skryf nie, dan gaan jy nie die punt kry nie. Selfs al is jou is gelyk aan cos kwadraat theta die regterkant. Ek weet dis vreemd, maar vat my woord vir dit. In 'n tweede voorbeeld gaan ons na die volgende kyk.
Ek het weer eens die linkerkant gekies. Nou, dis nie te sê dat jy altyd die linkerkant gaan kies nie. Partykeer gaan met die linkerkant begin en jy gaan tot op 'n punt kom en dan is jy bietjie, draai jy vas. Dan gaan jy met die regterkant doen en dan gaan jy op 'n stadium sien, o, die twee kante is nou dieselfde en dan kan jy doen. Ander kere gaan jy dalk sê, nou maar die regterkant kies en dit op die ou end kan gelyk bewys aan die linkerkant. So moet dit nie as 'n reël beskou dat jy altyd met die linkerkant moet begin nie. Goed, maar wat ek ook in hierdie uitdrukking sien, is daar die 2 sin theta cos theta. So dis daai meer gevorderde identiteit voorbeeld waarvan ek gepraat het. So kom ons kyk wat kan ons alles hier doen. In die teller sien ek cos kwadraat minus sin kwadraat, wat my dadelik aan verskil van vierkante laat dink. So die cos kwadraat minus sin kwadraat in die teller kan ek gaan faktoriseer in 2 hakies, cos theta min sin theta aan die een hakie en cos theta plus sin theta aan die ander hakie. Vir die noemer gaan ek dan nou daai idee gebruik van die meer gevorderde identiteite. So vervang die 1 met 'n sin kwadraat plus cos kwadraat of cos kwadraat plus sin kwadraat. Ek het juis hier gekies vir die cos kwadraat sin kwadraat, want omdat in die teller het ons ook eers gehad die cos uit verhouding en dan die sin verhouding. Onthou dan nou, die noemer gaan vir jou kan jy faktoriseer as 'n hakkie gekwadreer. So jy gaan skryf dit neer en nou het ons 'n 1 term deel 1 term wat die goue reël van breuke is, wat beteken nou kan jy vereenvoudig en jy vereenvoudig het na die volgende breek toe wat dan gelyk is aan jou regterkant. 'n Laaste voorbeeld waarna ons gaan kyk, weer eens kies 'n kant en hierso sien ons dat die linkerkant wat ons gekies het, kon ons niks meer verder doen nie. So hier het ons toegemaal met 'n spesiale 1. Ons sien in die noemer 1 plus cos x. So onthou dan, jy moet met die teenoorgestelde teken gaan werk, sodat jy kan rasionaliseer, 'n vorm van rasionalisering. 1 minus cos x gedeel deur 1 minus cos x. As jy die twee breuke dan nou met mekaar gaan maal, onthou, teller maal teller, noemer maal noemer, dan kry jy die volgende. Kyk na die noemer gedeelte. 1 minus cos kwadraat x kan jy mos ook gaan skryf as sin kwadraat x. En nou is dit maklik om van daar af verder te vereenvoudig en jy het dat hy gelyk is aan die regterkant wat in die aanvanklike vraag vir jou gestel is. Ek stel voor dat jy die video weer 'n keer van voor af gaan deurkyk. Maak seker van die stappe, daai wenke wat ek gegee het, en gaan kyk mooi. Maak ook seker dat jy die identiteite uit jou kop uit ken, want dit gaan nie noodwendig vir jou gegee word nie. Sterkte, lekker werk!